Vryspraak, 'n radioprogram wat 'n Christelike lewensbeskouing en Afrikaner vryheid saambring. In samewerking met die Vryheidsstigting en Begrond Instituut verken ons hoe ware vryheid in ons lewens en gemeenskappe verwerklik kan word. Vryspraak, dis hoe vryheid klink. Goeiedag, u luister na Vryspraak waar ons in Orania en vanuit Orania nadink oor ons Afrikaner vryheid. Ek is Wikus Buys van die Begrond Instituut en ons hervat vanaand ons tweede been van ons gesprek met Paul Marits. Paul, welkom in die ateljee. Hoi Wikus, lekker om weer te gesels. Groot voorreg en ek is opgewonde daaroor dat ons bietjie kan bou op die idees van verlede week. Ons het laasweek gesels oor die hele gedagte van gelykheid. Jy het ons baie ver teruggevat vir ons binne die klassieke denke geplaas wat hulle idee van gelykheid was. Ons het so bietjie oor die Bybelse deel gepraat. Maar vanaand wil ons nou eintlik uitkom by hoe die idee van gelykheid tans met ons leefwêreld te maak het. Jy het laas gesê ons kan bietjie vanaand afskop met die Franse revolusie wat natuurlik in 1789 die idee van gelykheid op 'n heel ander traject geplaas het as die klassieke een. Die Franse revolusie het natuurlik hierdie idee op die agenda geplaas, beide polities en sosiaal, maar ook as 'n aspirasie. Kleur vir ons bietjie in die prentjie. Wat was die idee van gelykheid wat die Franse revolusie se bekende spreuk vryheid, gelykheid en broederskap eintlik behels het en miskien sommer by voorbaat dan ook wat was die groot breuk met die klassieke denke daagter? Ja, dankie Wikus. Ek dink dis wonderlike vrae en dit is 'n bitterlik belangrike konteks. So net om bietjie op te vang wat ons verlede week gesê het, is dat daar in die klassieke verstaan van gelykheid 'n horisontale en 'n vertikale vlak was. Wat die horisontale vlak beteken het, is ons is almal gelyk in terme van bepaalde dinge. Ons is hoe ons dit as Christene verstaan, is ons almal gelyk in die sin dat ons almal in die beeld van God geskape is. Genesis 1 vers 26 en 27. Ons is ook gelyk daarin dat ons ewe afhanklik is van Christus se dienswerk aan die kruis. En dit sien ons verskeie kere, maar bovenal miskien Romeine 1 en Romeine 3. Ek dink aan Romeine 3 vers 10, daar is nie een nie, selfs nie een nie. Jy weet, so daai tipe gelykheid in ons afhanklikheid van die dienswerk van Christus. Ons sien ook dat daar by ons, jy weet, so goed, kom ons sê, jy weet, daai was die horisontale komponent. Die vertikale komponent het beteken dat daar ten eerste is daar 'n God bo jou en aan die God is jy nie gelyk nie. Dit is baie belangrik. Maar verder as dit, onder mekaar het ons verskillende roepings en dit sal party se roepings wees om keisers te wees. Dit sien ons ook nogals in Romeine 13 is 'n goeie hoofstuk in terme daarvan. Maar daar's ook verskillende gawes en verskillende talente en hier is Korintiërs 'n goeie fokusteks en ons het ook na die klassieke Grieks gekyk waar veral Plato in sy Politeia en in sy wette op hierdie punte ingaan. En dan natuurlik het ons 'n bietjie gepraat oor die ouens wat voor Plato gekom het tydens die bekende oorlog, veral die Peloponnesiese oorlog waar Perikles daai punt gemaak het en dit as 'n kom ons sê as 'n basisprinsip van Athene daar gestel het. Wat toe gebeur het en ek dink dit sou verkeerd wees om te sê dit het in die 18de eeu begin, maar ek dink stelselmatig is die idee van gelykheid weggekalwe na mate mense, kom ons sê, meer materialistiese fokus begin ontwikkel het en na mate die idee van die samelewing verander het. Nou, daarop wil ek nie noodwendig te diep ingaan nie, want ek dink 'n mens trek jouself so bietjie weg van die beginsel af en 'n bietjie in die geskiedenis in. Maar ek sal dalk een punt noem en dit is dat in die 1440s is daar vir die eerste keer besluit, ek dink ek het dit dalk laasweek ook genoem, nee, ja. Is daar vir die eerste keer besluit dat daar direkte belasting deur die koning geplaas kan word op die gewone burgery. En dit het natuurlik gelei tot die afbreek van die normale verstaan van 'n hiërargie binne die staat. Goed. Kom ons draai na die 18de eeu toe, want dis ontsettend belangrik. In 1755 skryf Jean-Jacques Rousseau, natuurlik oorspronklik van Switserse afkoms, maar hy het deel wat van sy lewe ook in Frankryk spandeer en hy het baie gereis en so aan. Jean-Jacques Rousseau skryf 'n diskurs oor die oorsprong van ongelykheid. Ek vertaal dit nou direk uit die Frans uit.
'n diskurs oor waar kom ongelykheid vandaan. En wat hy daar doen is hy begin om te praat van 'n ander tipe ongelykheid. Hy praat effektief van 'n materiële ongelykheid en hy sê hoekom is party mense ryk en hoekom is ander mense arm? Waar niks wat ek in die afgelope 5 minute gesê het enigiets te doen gehad het met aardse besittings nie. Dit het geensins te doen gehad met wie die meeste geld nie. Maar skielik begin ons daai metafoor te sien en die vraag is maar hoekom sal party mense grond besit en ander nie? Hoekom sal party mense bepaalde dinge hê en ander nie? En so Rousseau maak dan die punt en hy sê wel privaat eiendom lê aan die hart hiervan. Want die oomblik wat een persoon besluit het hierdie stuk grond is nou syne, het hy dit weggeneem van die gemene bes af, as ons daai woord mag gebruik, en hy het dit sy eie gemaak. En in 'n sekere sin word dit dan by Rousseau, of Rousseau in Afrikaans, word dit dan, ek wil amper sê sonde, because, en dit is 'n sterk woord, want Rousseau het natuurlik nie so sterk, kom ons sê geloofsfokus gehad nie, dalk later in sy lewe sê hy dat hy gehad het, maar ons weet dat hy 'n man was wat heel wat van die kinders wat hy buite die huwelik verwek het, ook maar net gaan aflaai het by kinderhuise. So ek dink nie moraliteit was iets waarmee hy ontsettend belas was nie. Maar hy kom dan op 'n punt wat hy effektief sê, maar dis verkeerd om privaat eiendom te hê. En van daar af ontwikkel daar, dan natuurlik ook saam met die denke van Voltaire en heel wat ander, ontwikkel daar in die 18de eeu in Frankryk hierdie vraag en die kom ons sê opbou na die revolusie toe. Wat dan gebeur binne die Franse revolusie, so net vir die luisteraars wat nie noodwendig super ingelees is op die tema nie, die Franse revolusie het effektief maar in 1789 begin. Natuurlik het die idees alreeds vir dekades voor dit opgebou en Rousseau self is al 12 jaar voor dit oorlede in 1777, maar ons sien dan dat dit uiteindelik 'n breekpunt bereik as daar nog belastings, as daar veronderstel is om nog belastings te kom en die, kom ons sê wat ons in vandag se taal sal sê, die parlement van Frankryk word vir die eerste keer in 150 jaar weer saamgeroep om hierdie belastings goed te keer. En dis dan 'n absolute katastrofe en dit veroorsaak dan effektief wat ons ken as die Franse revolusie. Nou aanvanklik is daar baie onsekerheid. Jy weet, hierdie ouens het nie regtig gedink dat hulle aan bewind gaan kom nie. En daar's baie binnengevegte en tussenstryde, maar uiteindelik bereik mense 'n punt, kom ons sê 1792, 1793, waar, en dit staan amptelik in Afrikaans bekend as die skrikbewind. So ons sal heel gereeld hoor dat iemand verwys na 'n kwaai skoolhoof of so en sê hierdie persoon voer 'n skrikbewind. Maar die eerste skrikbewind, en waar ons daai woord eintlik vandaan kry, is die manier hoe veral Maximilien Robespierre en sy kollegas, of sy kollegas, 'n verkeerde woord, sy binnekring van vriende en kamerade, hoe hulle regeer in 1792 en 93. En baie interessant met die guillotine waar hulle die ouens se koppe so ja, met die guillotine. Nou natuurlik dan moet mense sê die doodstraf en marteling was ook deel van vorige regimes, maar dit bereik 'n absolute hoogtepunt. En vir mense wat hierin belangstel, kan ek Charles Dickens se Tale of Two Cities regtig voorstel. Dickens praat van die Franse skeermes as hy van die guillotine praat. En wat ons op daai stadium sien is dat mense absoluut in hulle honderde uitgemoor word, dat geen weerstand gebied mag word nie, en dat dit uiteindelik uitloop op 'n ontsettende onstabiele situasie. Uiteindelik is dit so 'n bietjie van 'n samevatting van waar die idee dan vandaan kom. Maar kom ons vat nou net die Franse revolusie. Kom ons vat hom nou net saam, met ander woorde die Franse revolusie is dan 'n egte revolusie in die sin dat dit die vorige, jy het laasweek gepraat van die ou regime, die ancien regime, dat dit heeltemal dit uitkanselleer. Wat dan veral op 2 punte saamtrek. Die een is natuurlik die koning, die monargie word heeltemal geskrap. En daai ligleegte word dan met Robespierre se manier van optrede gepoog om gevul te word. En dan natuurlik ook die feit dat die feudale stelsel in daai sin al in 'n groot mate dan begin kraak. My vraag nou sou wees is, as ons nou bietjie op vooruit strek en na ons eie volk se situasie vra, dan is dit 'n historiese feit dat die Afrikaner of dan die boere of die voortrekkers, maak nou nie saak hoe jy dit nou sien in watter eeu nie, het terwyl dit afgespeel het in 'n groot mate die
invloed van die Franse revolusie vrygespring. Met ander woorde, jy kan dit so bietjie kry by die patriotte beweging, maar dit was amper so 'n klein opflikkeringkie dat dit nie dis nie noemenswaardig nie. Nou my vraag met ander woorde is, dink jy die idee van gelykheid, soos wat dit in die Franse revolusie ontstaan het, die absolute gelykheid idee, en die feit dat mense in ag neem dat die Afrikaner eintlik die Franse revolusie se konsekwensies in 'n groot mate misgeloop het, of die idees, dat ons nou eers met daai golf te doen kry. Miskien moet jy die lyn van Burke dalk net eers uitlig, want die Engelse het toe gereageer op die Franse revolusie, veral aan die lyn van Burke met die Tories, en dat dit in 'n groot mate 'n groot invloed op gehad het oor hoe die Engelse ook in Suid-Afrika opgetree het. So hoe sou jy oor daai stelling voel dat ons die Franse revolusie se idees misgeloop het? Die Engelse het met die konservatiewe idees, nou wel empire idees, het daarteen gereageer, en dat ons eintlik nou eers met die dekolonisasie idee van gelykheid, met die oer-idee van die Franse revolusie te gedoen het. Dink jy dis 'n geldige tema, of sien jy dit anders? Ja, dankie Wikus. Ek dink so Herman Gilomee, bekende Afrikaner historikus, praat natuurlik van ek dink hy praat van die verlore 18de eeu of die stil 18de eeu of so. Dis waarna ek verwys, ja. Ja, en so in 'n sekere sin dink ek dis 'n belangrike stuk konteks. Maar ja, ek dink 'n mens kan hierdie gesprek nie anders voer as om weg te spring by Edmund Burke nie. So Edmund Burke, net so 'n bietjie agtergrond te gee, is gebore in die vroeë 18de eeu. Ek is nie presies seker wanneer nie, ek dink is 1721 gewees. En so teen die tyd van die Franse revolusie is Burke eintlik al 'n redelike senior lid van die Britse parlement. Burke is 'n Ier, maar hy kom uit 'n protestantse familie uit, en dit het hom daardeur toegelaat om in die Britse parlement uiteindelik op te eindig. En wat dan gebeur is, Burke reageer. Hy is die eerste denker wat werklik in diepte reageer op die Franse revolusie. En hy reageer met sy Reflections on the Revolution in France. Ek het nou nie die jaar wanneer hy dit geskryf het nie, maar ja, dis 'n interessante ding. So Reflections on the Revolution in France het vir die eerste keer uitgekom aan die begin van 1791, wat vir ons sê dat hy effektief in 1790 al sy manuskrip gereed moes gehad het. En daar's 'n klomp interessante goed aan hierdie boek. Ek sou ten eerste sê dat vir enige iemand wat hom of haarself as polities konservatief beskou, is dit die boek om mee te begin, want hy lewer 'n kritiek op die revolusie en die revolusionêre op 'n vlak wat amper ongeëwenaard is. En hy sê nuwe dinge wat voor hom nog nie regtig aangeraak is op daai manier. En heel vroeg al die revolusie, nie, met ander woorde, hy het nogal insig gehad terwyl die ding gebeur het, nie by nabaat nie. Baie vroeg al, ja, definitief. So wat verder belangrik is, daar's soveel goed om mens kan regtig ingaan in soveel van die detail van daai boek. Wat baie interessant is hy skryf op 'n stadium, die enigste manier waarop daar weer in Frankryk stabiliteit kan kom, is as daar 'n charismatiese generaal kom, en die charismatiese generaal neem die regering oor. En dit skryf hy in 1790, 5 jaar voordat Napoleon eintlik aan bewind kom. Ja, dit ek nie weet, dis interessant, ja. Ja, dis bitterlik interessant. En hy sê dit by woorde, hy sê dit moet 'n charismatiese generaal wees. Dis die enigste manier wat Frankryk weer orde sal kan hê. En dan sê hy ook dat daai orde glad nie hierdie lekrake orde van een of ander sosialistiese droom gaan wees nie. Dit gaan 'n harde orde wees. En ons weet dan dat Napoleon homself uiteindelik tot keiser verklaar het, nie net tot koning nie, maar sommer tot keiser. Tot emperor sal mense in Engels sê. So goed. Kom ons vat 'n tree terug. Wat sê Burke? Burke sê, en because ek dink as ons enige iets gaan uitvat uit hoe dinge verander het in die Franse revolusie, dan is dit een van Burke se heel eerste sinne, waar hy sê, in Frankryk het hulle nie net die regeringsvorm verander nie. Hulle het die moraliteit en die wese van die samelewing verander. Ja. So Burke se hele eerste hoofstuk gaan oor die verskille tussen Engeland se 1688 revolusie, as hulle Glorious Revolution, as hulle 'n koning uit Nederland gaan haal, want hulle moet 'n protestantse koning hê, om die orde wat reeds bestaan het, vir hulle te hervestig en te beskerm, teenoor Frankryk, waar hulle die orde wat hulle het ondergrawe, en met 'n absolute nuwe idee van die samelewing na vore kom, en effektief 'n klomp vernietiging pleeg. So hy het verstaan, dis nie maar net 'n opstand soos ander koninkryke geken het nie. Hierdie was regtig 'n ordeverandering. Is nie maar net in daai sin 'n regering verandering. Hy sê effektief, dis nie net op die oppervlak nie. Hy sê jy die hart van die mens, die wese van hy praat van 'n morele revolusie. En 'n mens moet regtig bietjie gaan sit en daaroor dink, jy weet, die feit dat mense anders begin dink het oor hulle plek
plek in die samelewing en dit in 'n verneynige manier teenoor die bestaande gesag. Dis 'n bitterlike gevaarlike pad om te stap. Jy weet, so Burke maak daai punt. Daar's 'n paar interessante goed by Burke wat ons net so terloops op hierdie punt. Mao Zedong het ons gesê, toe iemand van hom vra wat is die invloed van die Franse revolusie op China, toe sê hy dis nog te vroeg om te sê. Maar dis die punt wat jy maak. Met ander woorde, daar was werklik na die Franse revolusie het die mensdom het die traject werklik grondig verander. Ja, definitief. Die Duitse uitdrukking wat jy nou sal gebruik is genau, jy weet, jy's nou op die punt, presies dit. Ek sou die volgende sê wat 'n mens definitief moet raak sien by Burke. Daar's 'n paar belangrike raakpunte vir Orania in vandag se samelewing, vir die Afrikaner in vandag se samelewing. Ek sou begin deur te sê jy moet weet Burke wat hier teen die Franse revolusie is, was ten gunste van die Amerikaanse revolusie. Want hy het gesê die Amerikaanse revolusie is 'n reformatie en 'n hervestiging van die korrekte orde. Burke het geglo dat die koning te ver gegaan het, dat die belastings onredelik was op die Amerikaners, en hy het gesê, al wat Amerika doen, is hulle hervestig die orde soos dit moet wees, hulle ondergrawe nie die bestaande orde. So hy die vestiging, hy die vestiging van die Amerikaanse pioniers dan eintlik as 'n konservatiewe beweging gesien. Ja, in 'n sin. Ek sou dink, kyk, die woord konservatisme het nie regtig bestaan soos ons vandag gebruik nie. Hy het gesê dit is 'n hervestiging van die liberale orde. Liberaal in hulle tyd het iets heeltemal anders beteken. Maar hy was ten gunste daarvan, want hy het geglo dat die manier waarop Engeland probeer om Amerika te regeer is nie regverdig nie. Want dit is nie die koning in elk geval nie. Ja, en op hierdie punt het Thomas Paine en Edmund Burke van mekaar gebreek. En daar's 'n baie belangrike boek wat professor Dani Goosen vir ons voorgeskryf het toe ek by Akademia studeer het. Die boek se naam is The Big Debate. Dit is geskryf deur Yuval Levin, hy was 'n adviseur van die Withuis in 'n stadium. En Levin maak die punt dat dit eintlik die geboorte van die, kom ons sê, progressiewe teenoor konservatiewe debat is, waar jy aan die einde van die 18de eeu vra Thomas Paine vir Edmund Burke, hy sê vir my, hoe kon jy wat ten gunste van ons revolusie in Amerika was, nou skielik teen ons revolusie in Frankryk is. So Paine was 'n Brit wat uit Engeland uit verban is, en hy het toe in Amerika daar gaan revolusie voer, met die Amerikaanse revolusie, en toe dit verby is, toe gaan hy Frankryk toe, en toe is hy daar ook lekker besig met revolusie. So, en dan maak Burke die punt, hy sê hierdie is nie dieselfde ding nie, dis iets wesenlik anders. So ek sou sê, dit is iets wat mens definitief in ag moet neem, as jy gaan praat oor gelykheid en jy gaan praat oor Burke. 'n Ander ding wat ook ontsettend belangrik is die invloed wat Burke gehad het op Groen van Prinsterer. Nou iemand soos Jan Adriaan Sleebusch, 'n goeie vriend van my en jou en ook 'n medewerker van Begrond, hy is absoluut die kenner op van Prinsterer onder Afrikaans sprekendes, en ek wil amper sê in die wêreld is hy een van die gesagte op hierdie stadium. Nou Jan Adriaan het raak baie spesifiek aan hierdie lyn, en natuurlik is daar ontwikkeling by van Prinsterer se denke. Maar Groen van Prinsterer stig in die 1840s dan 'n anti-revolusionêre party in Nederland. En hy raak baie aan Burke, en hy, in 'n sekere sin kan jy sê, hy is die Nederlandse Burke, en hy sê 'n klomp van Burke se goed in 'n bietjie meer, kom ons sê, in 'n gereformeerde metafoor. So net om 'n bietjie huis toe te bring, met ander woorde, dis die party van Abraham Kuyper, en met Kuyper en Paul Creer het goeie korrespondensie met mekaar gehad. So daai lyn loop dan eintlik via Burke, Groen van Prinsterer, op 'n manier ook na ons toe. Nou dis nou nie 'n direkte filosofiese lyn nie, maar ten minste deur die kennis, jy weet. Ja, nee, natuurlik. So, uiteindelik is Burke ontsettend belangrik, want hierdie gedagte vat by hom pos. Die gedagte dat ten eerste in 'n samelewing is daar iets soos 'n gesonde hiërargie, en ek dink dis 'n vraag wat ons in die laaste 10 jaar weer vir onsself gevra het in die Weste, en daai die werk van iemand soos Jordan Peterson, jy weet, baie aanklank gevind by 'n klomp mense, waar hy die punt gemaak het dat hiërargie 'n redelik normale ding is, en 'n samelewing sonder hiërargie is eerder geneig om in mekaar te val, as om hierdie utopiese samelewing te skep waarin almal net absoluut, ek weet nie, die absolute gelykheid, ja. Paul, sê vir ons bietjie meer, hoe dink jy die idee van gelykheid het die gesagskwessie aangeraak? Die koning is nou in 'n sekere mate uit die weg geruim. Ons Afrikaners of ons boere is nie revolusionêre mense nie. Jy het dit nou genoem, ons het die anti-revolusionêre lyn, daar's 'n diep puriteinse lyn ook, erkenning van gesag, die 5de gebod,
luister vir die owerheid, daar's 'n diep ding wat by ons loop. Ons het vandag te doen deesdae met 'n baie onstuimige tyd. Ons het die manne met die rooi pette, ons het die brand en die breekkultuur, wat in 'n sekere sin gesag miskien anders sien of heeltemal wil ondermyn. Skets net vir ons die twee idees van hoe die konservatiewe lyn hiërargie of gesag beskou. Ons kan maar die nuances nou uitlos en dan aan die ander kant dan hierdie absolute gelykheid idee van die Franse revolusie, hoe werk dit ten opsigte van gesagsbeskouing? Ja, so ek sou sê die belangrikste ding om te besef is dat selfs al is daar nie 'n koning nie, is daar binne in 'n kom ons sê 'n gereformeerde republikeinse beskouing, is daar natuurlik baie sterk idees van gesag. Daar's die idee dat daar binne in die gesin gesagstrukture is, die ouers het 'n bepaalde rol en dit word deur hulle doopbelofte bevestig, maar dit word ook deur die 5de gebod bevestig. Hulle het 'n plek, 'n rol om te vervul, hulle is gesagfigure. Verder as dit vir hulle wat verkies word, uit 'n gereformeerde republikeinse beskouing sal jy tog sê dat wanneer die meerderheid iemand verkies het, dan moet jy 'n mate van respek daarvoor hê en dit vind ons in Romeine 13. So daar's glad nie die idee dat jy die gesag maar net kan afbreek net soos wat jy wil nie. Natuurlik kan jy daarteen opstaan en wanneer die gesag teen die woord van God ingaan, is dit waar daar histories opstande deur Christene en deur kerke en verskillende groepe was. So daarmee stry ons definitief nie. Wat ons wel sien, is dat dit wat gebeur by Rousseau en dit wat dan uiteindelik in Suid-Afrika inkom deur die werk van Mandela en Slovo, is 'n idee wat heeltemal 'n ander benadering tot gelykheid het. Dis 'n idee wat onder die, kom ons sê die gepeopel, en weer eens dit bedoel ek nie as belediging nie, maar onder die gewone mense, die algemene mense, 'n absolute gelykheid probeer skep, soos wat daar tipies in die Sowjetunie was, met alle mag wat dan gesetel is binne die partye of die sentrale. So wanneer ons sien dat die ANC probeer om vir homself meer mag toe te dien. 'n Goeie voorbeeld is hierdie onlangse SAMSAC wetgewing, waar hulle probeer om alle openbare instellings en besighede in een sambreel-organisasie te plaas, waaroor die president dan absolute beheer sal hê. Dis 'n angswekkende ding, en dit is direk uit die Leninistiese handboek. Kom ek dink is baie belangrik is dat ons daai pad moet stap. Ons moet van Rousseau na Marx, van Marx na Lenin en van Lenin na Slovo moet ons gaan. Ons moet verstaan hoekom die 18de eeu in Frankryk belangrik is vir wat vandag in Suid-Afrika gebeur. En dis nie ontsettend moeilik en is 'n ontsettend interessante denkeksperiment, juis omdat dit fisies 'n impak het op almal van ons lewe elke liewe dag. So, nadat Rousseau hierdie goeie skryf oor die Franse revolusie, oor die gelykheidsgedagte en so aan, gebeur die Franse revolusie en in 'n sekere sin word sy idees dan baie teruggeskop deur die feit dat dit so absoluut misluk het. So kom ons sê teen die einde van die 18de eeu met Napoleon aan bewind, dink almal goed, maar Rousseau se idees het absoluut misluk, want hier's Napoleon, hy het selfs meer mag as enige koning ooit gehad het. Goed, en dan gebeur dit dat daar deur middel van verskeie denkers, dat ons, en hoofsaaklik is Hegel, wat in Berlyn en Jena gewerk het, is ontsettend belangrik in die sin van hoe hy die geskiedenis sien ontwikkel deur verskillende fases. So hy sê dat daar sal iets gebeur, totdat dit sy absolute maksimumpunt bereik, en dan sal dit 'n teenpool hê, so hy praat van 'n tesis en 'n antitesis, wat dan uiteindelik lei tot 'n sintese, en so ontwikkel die geskiedenis, iets gebeur, en dan totdat dit 'n bepaalde punt bereik, dan is dit te veel, of te groot, of te vinnig, dan word daar teruggedruk, en dit is die antitesis of die teenkrag, en dan smelt hierdie twee kragte in 'n sekere sin saam om die nuwe normaal te skep. Ek oorvereenvoudig ontsettend, maar dit word dan uiteindelik opgetel deur een van Hegel se belangrikste studente, al het hy Hegel se werk na my mening redelik misverstaan en in sy eie diens gebruik, en is natuurlik Karl Marx. Nou, Marx word gebore in 1818, so net soos wat hierdie Napoleon debat in 'n sekere sin tot 'n einde kom. Napoleon sterf natuurlik in 1821, so hulle deel die asem net vir 3 jaar lank, maar Marx word gebore in 1818, en Marx sê dan uiteindelik met baie van sy werk, en ek dink die belangrikste van Marx se werk kom uit as hy 30 jaar oud is, die manifest, kom ons sê die kommunistiese manifest, en is baie maklik om te onthou wanneer dit uitgekom het, want dit was 'n skrikkeljaar. Op 29 Februarie 1848 skryf Karl Marx en Friedrich Engels hierdie kommuniste manifest. Dit is nie 'n lang dokument nie, so 30 bladsye lank, maar hulle maak uiteindelik die punt waar hulle sê, ons dink al die werkers van die wêreld moet verenig. Die volgende fase van die geskiedenis is 'n fase waar die werker die mag in die hand sal neem.
En hoe presies dit lyk, weet Marx nie. Hy is baie bekend daarvoor dat sy idees ontsettend abstrakt is en glad nie toepaslik nie, maar hy sê dat die mense wat die ekonomiese hulpbronne in die hand het. En nou kan jy al klaar 'n bietjie hoor hoe ons na Malema se kant toe begin beweeg. Marx sê, die ou wat die grond besit, die ou wat die trekker besit, die ou wat die perd besit, hy onderdruk die werker. En die werker doen meer werk as wat hy vergoed word. So die werker sit miskien, kom ons sê dit in vandag se terme, die werker sit miskien R10,000 se waarde in per maand en hy kry net 5,000 en daai ander 5,000 wat die entrepreneur of die boer of die wat ook al vir homself neem, dit is uitbuiting. So min of meer is dit aan Marx se teorie. En dis natuurlik ontsettend populêr onder 'n werkersklas wat toenemend begin lees en wat hierdie idees ontsettend interessant vind. En in 'n sekere sin probeer 'n klomp mense dan om hierdie idees prakties toe te pas. Ons sien dat die werkers, die serfs, sal mense in Engels sê, die dienaars, die knegte, dat hulle in Rusland vrygestel word in 1869. As ek reg onthou, maar dit is altyd nie genoeg nie. Daar wil altyd meer gelykheid en meer gelykheid en meer gelykheid gesoek word, want hierdie strewe na gelykheid is natuurlik 'n ding wat sy eie momentum skep. Wat is absolute gelykheid? Gaan ons almal presies dieselfde hoeveelheid geld in ons rekeninge moet hê? Gaan ons almal presies dieselfde hoeveelheid kalorieë elke dag moet inneem? Gaan ons almal presies dieselfde lengte moet wees, dieselfde grootte bed moet hê, dieselfde hoeveelheid vertrekke in ons huis moet hê? Hoe lyk hierdie absolute gelykheid? En dis nie 'n vraag wat mens maklik kan antwoord nie. So uiteindelik sit jy dan met hierdie situasie waar Marx hierdie baie abstrakte idee aan die wêreld oorhandig. En hy sterf dan, ek dink in 1888 op die ouderdom van 70 en hy laat hierdie idees dan nou oor aan die wêreld. En uiteindelik sien ons dat sy idees op verskeie plekke in Europa posgevat het en vernaamlik onder redelik revolusionêre studente in Rusland. En dan gebeur dit dat daar in Rusland 'n klomp studente is wat op 'n stadium probeer om 'n optog te lei en 5 van hierdie studente word dan uiteindelik gehang. Hulle kry die doodstraf vir hulle revolusionêre aktiwiteite teen die tsaar. En een van hierdie 5 studente is 'n student met die naam Alexander Ulyanov. En Alexander Ulyanov kry dan die doodstraf as student en hy het 'n jong boetie by die huis, 'n jong boetie wat ontsettend baie na hom opgekyk het, 'n boetie met die naam Vladimir Ulyanov en Vladimir Ulyanov sou later vir homself die bynaam of die skuilnaam Vladimir Lenin gegee het en so nadat sy broer vir die revolusionêre saak gesterf het, word 'n jong Vladimir Ulyanov of Vladimir Lenin word dan ontsettend geradikaliseer. En hy word baie vroeg in sy lewe, word hy al, hy's presies 100 jaar jonger as Napoleon, so is maklik om onthou, hy is in 1769 is Lenin gebore. In 1869, natuurlik 100 jaar na Napoleon wat in 1769 gebore is. So wat Lenin dan doen is, as 'n jong man word hy baie radikaal en hy skryf baie radikale goed. Hoekom is daar 'n tsaar? Hoekom is daar ongelykheid? Mense is dienaars, ons is almal in kettinge. Kyk wat het Marx en sy vriend Friedrich Engels vir ons gesê, ons moet opstaan ensovoorts. En dan word Lenin op 'n jong ouderdom na Siberië gestuur en dan uiteindelik kom hy daar uit en dan gaan woon hy in Switserland en hy skryf ontsettend radikale goed. En ek som nou 'n klomp jare se geskiedenis baie vinnig op. Na die einde van die Eerste Wêreldoorlog toe, dink die Duitsers, maar dis 'n wonderlike idee om hierdie klein bommetjie, hierdie klein stukkie gif in Rusland se midde te plaas. En Duitsland betaal dan, die keiser betaal dan om Lenin terug te laat stuur na Rusland. En so kom daar aan die einde van die Eerste Wêreldoorlog hierdie revolusie tot stand in Rusland. En daai revolusie gaan deur verskeie fases, maar uiteindelik kom daar dan na die Eerste Wêreldoorlog hierdie Sowjetunie tot stand. En die Bolshevik party, wat letterlik beteken die meerderheid, hulle kom dan tot bewind en so sien ons dat Lenin dan die mag kry. Nou vinnig om die Lenin-Marx gedagte bymekaar te bring. Lenin besef baie vinnig dat Marx nie vir hom praktiese handleiding gegee het nie. Marx het nie 'n handboek tot die algemene politiek geskryf wat jy nou kan vat ek gaan toepas nie. Hy het baie abstrakte idees geskryf. So Lenin gaan dan en hy maak dit in 'n sekere sin sy eie. Dis hoekom ons praat van Leninisme eerder as net van Marxisme. Marxisme is filosofie. Dit is dis verkeerd en is uiteindelik dink ek gevaarlik. Maar Leninisme is baie meer prakties. Leninisme is waar ons die idee sien van hoe gaan ons om met privaat eiendom? Hoe gaan ons om met mense wat selfs in 'n sosialistiese bestel probeer om wins te maak, wat hulle oorskotte aan die einde van die jaar probeer verkoop.
en so meer. So, Wikus, miskien moet ek daar so stop. Jy het miskien 'n volgende vraag of 'n kommentaar te lewer. Ek dink ons staan nou mooi aan die einde van die Eerste Wêreldoorlog, so van hier af is ons groot sprong nou natuurlik na, kom ons sê 1994 toe. Maar voor ek daar kom, wil ek eers vir jou 'n bietjie kans gee. Ja, ek wil so 'n bietjie oorgaan na op dieselfde punt nog steeds van gesag. Ek het nou 'n aanhaling hier sommer van 'n artikel wat ek onlangs gelees het van Nicolas Capaldi. Hy is nou nie so bekende navorser nie, maar hy het 'n interessante stelling gemaak. Hy voeg iets tussenin en sê alhoewel die idee van gelykheid nou van die klassieke breek met die in die Franse revolusiefase, is dit eintlik eers die protestantse reformatie wat ook daardie of kom ek sê 'n nuwer definisie van gelykheid en dan in daardie sin politieke gelykheid gee. Ek gee gou 'n aanhaling. Ek gaan dit nou maar lees in die Engels soos wat hy dit nou geskryf het. Calvin expressed the full implications of Reformed Christian equality. En dan veral hierdie sinnetjie nou, authority derives from voluntary agreement among equals to submit. Dis die punt wat jy net nou gemaak het oor as iemand verkies is. This is first confined to the organization of the church and then extended to the entire political sphere. Met ander woorde, die hele gedagte wat uit die protestantse reformatie uitkom, en ons los nou weer eens nuances uit, ons lyn net nou met die Afrikaner lyn in 'n groot mate, die Noordelike Republieke, het in 'n groot mate die verbondsidee of die Puriteinse verbondsidee gehad, waar mense wel as burgers iemand verkies of die volksraad of die volksverteenwoordigers kies, maar dat daar wel 'n egalitaire of 'n gelykheidsbeginsel was wat as burgers gegeld het. Nou, jy noem die punt in opsigte van die revolusiegees, terwyl die Burke-lyn, ons het eintlik nie 'n idee van brand en dan bou nie. Ons het 'n idee van ons bou verder wat die voorgeslag op ons gegee het. En miskien moet ons net so 'n bietjie stil staan op daai punt voor ons nou 'n musiekbreek weer vat. Net kortliks, hoekom brand ons protestante nie, en hoekom is hierdie revolusie wat ons so sien dreig en blaas in ons gesigte weer eensstans, en dit gaan nog steeds oor grond en dieselfde goeders wat in die Franse revolusie begin het. Hoekom verskil dit so ernstig, en is dit altyd so dat die revolusie wen, of het ons 'n ander lyn wat ons kan sê, nee, daar's 'n tradisionele lyn wat ons kan volg wat 'n effektiewe antwoord op die revolusie bied? Ja, so ek dink daar's 'n paar baie belangrike onderskeide, en ek sou sê kom ek sê so. Ek dink ek is 'n bietjie versigtig vir te veel vergelykings tussen die reformatie en enige revolusie, want die Katolieke, en ek praat van, kom ons sê, moderne Amerikaanse Rooms-Katolieke universiteite, is baie geneig om te sê, ja, maar die Franse revolusie is maar net die vervolleinding van die reformatie, want Luther het sekere goed begin, en Luther roep in 'n mate 'n sosiale revolusie op, en dit word gestop in een of ander manier, en dan sal 'n Rooms-Katolieke persoon sê, dis die suksesvolle kontra-reformatie, en dan uiteindelik verloor die kerk nou net sy mag 200 jaar later in Frankryk, en dan het ons die Franse revolusie. So ek is baie versigtig vir 'n te enge benadering of 'n te enge lyn tussen reformatie en toegegee. Met ander woorde, kom ons maak nie onderskeid wat ek dink ons doen ook. Daar's 'n wesenlike verskil tussen reformatie en revolusie. Weet so, met ander woorde, die Katolieke kritiekpunt op hierdie punt dink ek nie is heeltemal geldig nie. Gee heeltemal toe op hierdie punt, ja. Ja, so ek dink wat ons definitief, wat ons mekaar sê is, reformatie beteken ek keer terug na die woord van God. Daar kom 'n sosiale bekering, wat Luther sê is, jy weet, die woord van God wat in daai stadium al reeds 1500 jaar oud is, en jy weet, beskikbaar is vir mense om te lees. Jy weet, dit is baie duidelik wat die gees van God ons lei om te doen, en hoe om met ons samelewing om te gaan. En uiteindelik sien ons dan dat daar 'n terugkeer na 'n bepaalde orde is. Wat hulle in die Franse revolusie probeer doen, is hulle probeer 'n nuwe benadering tot samelewing, 'n nuwe interpretasie probeer hulle daarstel. Ietsie wat Burke baie van praat, en
vir die van u wat ooit die kans gaan hê, lees regtig Edmund Burke se Reflections on the Revolution in France, want dit is 'n ontsettende stuk werk en dit is nie so moeilik om te lees nie. Hierso so 70 bladsye in, maak 'n punt, en Wikus, jy sou die punt al baie by my gehoor het, want ek haal dit basies altyd aan. Maar Burke sê, wanneer jou staat siek is, dan moet jy daaraan dink soos jou pa wat siek in die bed lê. Jy gaan jou pa wat siek in die bed lê, gaan jy weer gesond kry, deur hom bietjie vir bietjie te versorg en hom sterker en sterker en sterker te maak, tot hy weer op sy eie voete kan staan. Jy gaan hom nie, en dis nou Burke se aanhaling, nee, jy gaan hom nie in stukkies kap en in 'n pot gooi en allerhande soort, die Engelse woord wat hy gebruik is alchemy. Jy gaan nie allerhande soort spreuke oor die pot uitspreek en hoop dat jou siek vader, jy weet, sterker en beter aan die ander kant gaan uitkom nie. En wat die Franse revolusie effektief probeer doen, is dit probeer die staat in stukkies kap en in 'n pot gooi en hoop dat 'n sterker, beter weergawe aan die ander kant gaan uitkom. En so, ek dink uiteindelik dis vir my 'n baie belangrike punt wanneer ons kyk na daai tipe gelykheid. En is presies wat in Rusland wat hulle probeer het om te doen na die Eerste Wêreldoorlog in Rusland. Presies dit. En so ja, goed. Dit uiteindelik dink ek tot op daai punt. Paul, miskien so bietjie die goeders meer kontemporêr begin plaas. Ek wil maar weer die Urania vraag vra. As Christene is ons baie bewus van die reeds en die nog nie. Ek dink jy het net nou voor die musieksnit die punt gemaak dat die revolusie 'n absolute nuwe benadering tot die orde in die samelewing bring, wat eintlik heeltemal 'n verwoesting of so 'n geweldige omwenteling het dat daar amper niks is wat die vorige bedeling in herken kan word nie. Nou ons wys daardie benadering af. Ons sê daar moenie 'n revolusie wees nie. Ons is voorstanders van die reformatie. Wanneer die Here Jesus se koms aangekondig, die koms van die koninkryk aankondig, dan maak hy hierdie belangrike uitspraak van die koninkryk van God is naby. En dit besef ons nou, is daar 'n groeiende deurbreek van die lig. Met ander woorde dat dis hoekom die aanhaling wat ek net nou gehad het wat Calvin hierby betrek sê, uiteindelik wanneer die evangelie gehoor word, dan trek dit soos 'n sout in 'n sout, om die Bybelse beeld te gebruik, deur die gemeenskap of deur die samelewing. Jy het die woord sosiale bekering gebruik, ek hou baie van daai uitdrukking. Met ander woorde, soos wat die evangelie verkondig word en natuurlik ook geglo word, soos wat die lig al hoe meer deurbreek, is daar 'n reeds van die vorige, met ander woorde hoe ver die voorgeslagte al gekom het, maar daar is ook 'n nog nie. En as ek nou miskien die Urania vraag wil vra, ons is definitief besig met beide. Met ander woorde, ons wil direk aansluit by dit wat die Christelike voorgeslag gedoen het, maar daar's ook 'n nuwe, daar's ook 'n nog nie. As ek nou veral na die arbeidssituasie kyk, dit is 'n nuwe ding wat ons aanpak. En hoe sal jy sien moet ons veral in ons plasing teenoor die revolusionêres, watter lesse uit die geskiedenis dink jy kan ons hiervan toepassing maak? Ja, so daar's twee baie belangrike lyne wat in die 20ste eeu geloop het, wat ek dink in Urania natuurlik van kernbelang is. Die een is die Pan-Afrikanisme, en Wikus, ek het al daaroor gepraat. Dis nou van non spesifiek. Ja, Fanon was eintlik in 'n sekere sin, jy weet, Fanon bewoord goed wat ek dink natuurlik in ander woorde dalk alreeds gesê en gedink is by sekere denkers ook in Suid-Afrika. Jy weet, ek dink ons sien alreeds in die 50 sien ons interessante goed by die ANC. Goed, maar ek wil nou nie 'n klip in die bos gooi nie, maar goed, jy sê die een lyn is die Pan-Afrikanisme. Ja, en die Pan-Afrikanisme se probleem is dat dit onverdraagsaam is teenoor die ander. By van ons spesifiek sien ons opmerkings soos so dis 'n radikale Afrika eerste gedagte, nê? Dis 'n interpretasie van Marx aan die hand van ras. So Marx sou gesê het, jy moet jou samelewing onderskei tussen die werker en die kom ons sê die entrepreneur. Hy het die woord bourgeoisie gebruik, maar kom ons sê die eienaar van die produksiefaktore en die werker, die arbeider. So Marx maak daai onderskeid. By Marx gaan dit nie so erg oor ras nie. By Lenin sien ons dat dit dan gaan oor hy soek 'n gelykheid tussen die kom ons sê effektief dan tussen almal, tussen die regeerder en die werker.
by Fanon sien ons dat daai interpretasie baie spesifiek aan die hand van gekoloniseerde en koloniseerder is. Dis hoekom die woord koloniseerder vir die ANC vandag nog so belangrik is, want hulle lees dit baie in hulle literatuur. So, dis dan baie moeilik vir hulle die oomblik wat ons sê, nee, maar ons is Afrikaners, ons mense het in die 17de eeu hier aangekom en na die beste skattings, dink ons die Zulus het in 1709 in KwaZulu-Natal aangekom, so dis bietjie moeilik om te sê ons hoort nie hierso nie, as mens eintlik maar, jy weet, dieselfde tyd of selfs bietjie vroeër hier aangekom het. Dan raak dit moeilik, dan sê hulle ja, maar goed, ons is koloniseerders van of a special nature, sal die ANC tipies sê as hulle praat van die Afrikaner. So, die Pan-Afrikanisme doen dit. Die ander lyn waarvan daar definitief kennis geneem moet word, is die ontwikkeling van die suiwer kommunisme, soos wat dit in die Sowjetunie ontwikkel het, soos wat Leninisme en Stalinisme probeer het om Marx se teorieë prakties te maak. Hoekom is dit belangrik? Ek gaan weer sê hoekom, want die ironie is dat heelwat van die ANC-leiers hulle opleiding in Sowjetlande gekry het en dan, jy weet, so typies in Cuba, maar dan hoofsaaklik in wat vandag Moskou en Sint-Petersburg is, het heelwat ANC-leiers, ook mense wat vandag in bewind is, hulle ideologiese opleiding ontvang. En dan skryf Joe Slovo in 1988, skryf Joe Slovo, die van u wat nie die naam Joe Slovo ken nie, gaan lees gerus oor hom. Hy was die eerste minister van menslike nedersettings in die Mandela administrasie. Hy is oorlede in 1995 as ek reg is. Hy was baie kort periode van tyd was hy 'n minister geweest, maar in daai oorgangsjare tussen 1988 en 1994 het Slovo se skryfwerk ontsettend baie invloed gehad en hy het natuurlik ook 'n sleutelrol gespeel in die onderhandelings van 92 en 93. So Slovo maak 'n punt en dis eintlik so ironies, mens lag amper oor, is lagwekkend, maar hy sê die ANC sit met die rykdom van al die eksperimente van die Sowjetunie wat hulle net kan gaan toepas op die toekoms. Dan dink 'n mens by jouself, het die man nie gesien hoe die Sowjetunie in mekaar getuimel het na die 1970s nie. Bietjie van 'n opbloei in die middel 70s gehad en toe eintlik maar die afwaartse traject wat in 1920 al begin het, volvoer. So, ons sien hierdie twee lyne, die Pan-Afrikanisme en die, kom ons sê, Stalinisme, Leninisme, soos dit deur Slovo verstaan is, sien ons dan in Suid-Afrika opgetel van 1994 af. Veral van 1997 af, as daar in Mafeking besluit word om hierdie pad van 'n gelykheid in die werkplek na te streef deur middel van regstellende aksie. Ons sien dan ook dat aan die vroeg 90s vir die eerste keer Kiel de Boer gesing word, deur Pieter Mokaba, nou wie die groot stadion in Pietersburg natuurlik vernoem is. So, jy weet, uiteindelik sien 'n mens hoe hierdie gedagtes dan plek gevind het. En is ontsettend, ja, dis interessant uit 'n idee-historiese oog gesien, maar dis ook bitterlik belangrik vir ons as Afrikaners om te verstaan. Jy sit met 'n stuk idees wat jou voorouers in 'n ossewaar saamgebring het, en dis op die Bybel geskoei, en is geskoei op die westerse beskouing tot regering, wat by Aristoteles en Plato neergeskryf is, maar wat al voor dit eintlik 'n metafoor gevind het, en dit kompeteer in 'n groot sin met die revolusionêre idees wat homself in die 18de eeu duidelik begin uitdruk het, en wat in Frankryk, wat toe in die 19de eeu in Duitsland in 'n sekere manier uitgedruk is deur Marx, en wat toe uiteindelik in die 20ste eeu in Rusland baie spesifiek vorm gevind het. So, because ek dink as 'n oorsig vir 'n luisteraar, dink ek dis 'n mooi oorsig. Daar's natuurlik so baie waarin 'n mens nog kan indelf, maar miskien het jy dalk 'n vraag of twee dat ek meer spesifiek na die einde kan toepas. Ons tyd loop haas uit. Maar dis nogal belangrik, en dis nie maklik vir ons hier in Orania nie, maar dis nogal baie belangrik, twee dinge wat jy nou hier noem, dat as mens die konsekwensies verder vat, dan moet mens besef, op die arbeidsterrein is Orania 'n post-apartheid projek. Met ander woorde, ons het gesê goedkoop arbeid werk nie, goedkoop swart arbeid werk nie, en ons vervang dit met eie arbeid. Los nou die detail daarvan uit, maar dis basies wat ons sê. So daai lyn maak dit anderster vanuit Orania as die apartheidsprojek. Die tweede ding, en dit is nie so bekend by die meeste van ons mense nie, en ek dink as mens nou sien die reaksie wat die ANC en selfs die EFF op Trump en Marco Rubio so goed het, hulle sien net 'n kolonis, hulle praat dekolonisasietaal. Nou, as ek sê Orania moet ook weet dat ons eintlik 'n gedekoloniseerde gemeenskap is, dan is dit 'n nuwe
pad wat ons ook kan anti-revolutionêr stap. En dis nogal 'n belangrike opmerking wat jy gemaak het om daai twee groot lyne raak te sien. Ons antwoord op die pan-afrikanisme is natuurlik baie belangrik dat ons sê ons is van Afrika, ons verstaan daai deel is in 'n sekere sin maklik vir ons om dit te verstaan. Maar die kommunisme en die Stalinisme, beide die ekonomiese been en die gesagsbeen, die moet ons werklik antwoord met 'n dekolonisasie antwoord waar ons sê maar ons het werklik ook die empire beklei, ons het werklik ook die gesag wat ons op 'n skriftuurlike Christelike basis fundeer, en natuurlik ook eintlik ek wil nie sê die geheime wapen nie, maar dit wat ons in ons geskiedenis ontdek het deur ook genade, is dat die kulturele mobilisasie of taalbewegings is geweldig kragtig om anti- of dekoloniserend op te tree. Dit ken ons en dit is nou ook besig om te gebeur tans, nee, met hier's 'n nuwe vryheidsstrewe wat na vore tree by die Afrikaner. Die implikasies is dalk nie vir almal so duidelik nie, maar Orania is in daai sin die vaandeldraer van die dekolonisasie. So ek wil maar met daai opmerking, is nou nie 'n vraag nie, met daai opmerking volstaan of afsluit. En dan wil ek vir jou 'n geleentheid gee om miskien 'n laaste opmerking te maak as jy wil. Ja, so ek dink Orania is definitief 'n deel van die oplossing. Ek dink ook dat jy weet daar die probleem sal wees as die pan-afrikanisme die res van Afrika sou insluk en 'n mens sit in 'n sekere sin in Orania met die enigste deel van daai oplossing. Wat ek dink baie belangrik is dat die idees van Orania ook na buitentoe gekommunikeer word. Dis hoekom ek altyd so dankbaar is as jy weet iemand soos jy publikasies daaroor maak, as selfs mense wat voel hulle stem nie saam met Orania nie, as hulle opstaan vir die idee van vryheid. Wat 'n interessante ding is wat ons die laaste tyd sien, hoe daar Engelse of Amerikaners wat ook al, jy weet, soort van uit die goedkoop seats uit opmerkings maak oor Orania. Ja. Ek dink is goed dat daai gesprek gevoer word, want jy sit in Afrika met lande soos Nigerië wat eintlik 4 volke onder een dak probeer huisves. Selfs meer as 4, maar kom ons sê 4 hoofstrominge. Jy sit met die Zulus wat regtig voel, maar hoekom moet daar uit Pretoria uit oor hulle lot en hulle skole en hulle kerke en hulle wese besluit word? Hulle moet dit self kan doen. So die idee dat daar nie van bo af uit Pretoria uit of selfs uit Addis Ababa of New York uit besluite gemaak kan word oor 'n klein gemeenskap nie. En dis 'n sentrale idee en ek dink Orania dien daar as baie belangrike voorbeeld. Ek wil dan ook sê dat vir mense wat hierdie goed interessant vind, gaan luister na ons vorige episodes. Dis bitterlik belangrik om te verstaan waar die idees vandaan kom. En daar het ons episodes met professor Malan, episodes met professor Raad wat regtig op hierdie idees ingaan. Ons glo en ons kan dit aanhou sê, maar ons moet dit regtig verstaan. Ons glo nie dat daar een of ander arbitrære magsentrum bo op die gemeenskap lê en van bo af maar net kan regeer nie. Dit is hoe Thomas Hobbes daaroor gedink het en dit is nie hoe ons as gereformeerdes daaroor dink nie. Die gesprekke tussen Baudin en Althusius, waaroor ek en jy al baie jare terug gepraat het, Wikus, dit is ontsettend belangrik vir ons tyd. Ek sou sê, een van die hartseer goed, en mense verstaan hoekom dit so gebeur het, maar as Althusius in Duits of in Engels kon publiseer, natuurlik kon hy nie Engels regtig so goed beheers nie, maar as hy dalk eerder in Duits gepubliseer het as in Latyn, was sy werk dalk meer toeganklik, en Hobbes kom dan 48 jaar later, en hy skryf dan in Engels, en dis asof die massas dit baie makliker ingeneem het. So ons moet moeite doen om Althusius so gou as moontlik na Afrikaans te vertaal. Daar is goeie Engelse vertalings beskikbaar, maar ons moet verstaan, 'n samelewing begin onder, dis soos 'n mielieland, dit groei van onder af boontoe, dit kan in die lewe nie van bo af onder toe groei nie. Geen mielie groei van die mieliekop af na die wortels toe nie, dit groei van die put af, dit groei van die grond af, en is dieselfde met 'n samelewing. 'n Samelewing begin nie bo by die raad of die regering of die verteenwoordigers nie, selfs nie op Orania nie. Dit begin om die etenstafel, by die gesinsstruktuur. En 'n paar gesinne wat langs mekaar en met mekaar in vrede saamwoon, dit word 'n gemeenskapie. En daai gemeenskapie word 'n provinsie. En 'n paar provinsies, kom ons sê 'n paar gemeenskapies word 'n provinsie. En 'n paar provinsies word dan dalk 'n republiek. Nie aan 'n kant toe nie. Dit sal nooit in die lewe so werk nie. So daarmee sluit ek graag af, Wikus. Ek dink ons moet die idees natuurlik nog verder vat, maar ek dink vir nou het ons baie gesê.
Paul, baie dankie. Mens kan sien daar's 'n rykdom en 'n magdom boeke en goed wat jy gelees het. Ook baie sterkte met jou studies wat jy besig is om af te handel. Ons sien uit om in die toekoms weer verder met jou te gesels. U het geluister na Vryspraak. Ons gas was Paul Marits en ons het oor gelykheid gesels. Goeiedag. Vryspraak, 'n radioprogram wat 'n Christelike lewensbeskouing en Afrikaner vryheid saambring. In samewerking met die Vryheidsstigting en Begrond Instituut verken ons hoe ware vryheid in ons lewens en gemeenskappe verwerklik kan word. Vryspraak, dis hoe vryheid klink.